Goeiemôre en welkom by Op die Tafel. Ons as mense het hierdie vermoë ontwikkel dat ons sekere mense of dinge in sekere kategorieë sit. Byvoorbeeld, kom ons wees eerlik, ons sal na party mense kyk en omdat hulle nie ons kultuur het of volgens ons standaarde leef nie, sal ons sommer sê, o, daai mense is sommer common. Jy weet, ons plaas hulle in hierdie groepering. Of ons sal na ander mense kyk en sê, hulle is snobs of hulle kyk neer op mense. En so het ons 'n manier om mense te tag, om te sê, maar dit is wie hulle is en dit is wat hulle werd is. Baie van ons dra baie keer hierdie tags bo op ons wat sê, wanneer die familie na ons kyk of mense wat sê, jy's 'n mislukking, jy's eintlik useless, jy beteken niks nie. Maar dit is nie hoe God na ons kyk nie. Inteendeel, die woord sê dat God kom en hy verander ons identiteit. Hy verander eintlik ons naam. Ons sien dit baie keer in die Bybel, waar mense op 'n sekere pad was, byvoorbeeld so Saulus, wat uitgegaan het en met passie Christene vervolg het, en God kom, sien die potensiaal en passie binne in hom, en verander sy naam van Saulus na Paulus. Hoekom? Want God sien die potensiaal in hom raak. Hoor wat sê die volgende gedeelte. Jesaja 62 vers 2 sê, en jy sal genoem word met 'n nuwe naam wat die Here self bepaal. So wat sê dit? Dit sê dat God sien jou potensiaal raak en hy gee vir jou 'n nuwe toekoms. Ons het baie keer net nodig om hierdie ou tags van ons lewe af te trek, om te sê, ek is 'n nuwe mens. God het 'n nuwe plan vir my lewe. Hy gee my 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe doel waarvoor ek kan aan myself inrig. So ek wil jou aanmoedig, moenie vasgevang word in mense se groeperings of tags nie, maar hoor wat sê God oor jou en jy sal begin sien hoe jou lewe verander. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, dankie dat U die een is, Here, wat ons nie in 'n sekere kategorie sit nie, Here, wat ons nie soos mense tag nie. Dankie dat U 'n God is wat ons 'n nuwe naam gee, 'n nuwe identiteit, Here, 'n nuwe doel in die lewe, en ons eer U daarvoor. Amen.